Andy Stanley het 'n boek geskryf, Communicating for Change, waarin hy sê dat jy moet enige boodskap wat jy wil lewer, moet jy internaliseer voor jy dit lewer. Jy moet dit jou eie maak. En toe Johan my nou Woensdag aand bel en vra of ek enigsins kan sien om vandag te preek, het ek besef, dis eenvoudig net nie genoeg tyd vir my om enige boodskap te vat en te internaliseer nie, behalwe om te praat waar ek op die oomblik trek. Nou, ek moet vir jy sê, dit doen ek effens weerstandig vanoggend. Soms so as 'n inleiding, die dingetjie waaroor my vroutjie die laaste paar maande die meeste vir my moes aangespreek het oor daar in die privaatheid van ons eie huis, is die manier waarop ek met mense werk. Ek het ek wil amper sê, die progressie van ons gesprekke was baie soos 'n vriend van my, 'n kollega wat bietjie gewig opgetel het. Nou vertel hy vir my, sy vrou het toe hy nou so begin gewig optel, toe sê sy vrou vir hom, liefie, jy sal dit bietjie moet dophou. En so 'n rukkie later het sy nou vir hom weer so gekyk en gesê, liefie, jy sal hom regtig nou iets moet doen. Hy sê, tot uiteindelik het sy hom net so gekyk en haar kop geskit en gesê, skaam jy nie vir jou nie. Nou, Liesel in my gesprekke het baie ook so begin met, liefie, jy sal iets aan moet doen, tot op 'n punt waar ek besef het, en ek praat nou nie van liefde in terme van onvoorwaardelike liefde nie, ek praat van, dat ek op 'n plek gekom het waar dit vir my nie net moeilik is om vir mense lief te wees, dis moeilik om selfs net nice te wees. En 'n ou is gedissiplineerd en jy bestuur jou emosies en jy bestuur die goed tot jy nou moeg is en jou skanse bietjie af is en dan kom jy nou ook maar af baie keer. En tot ek nou op 'n stadium gekom het wat ek eintlik geskrik het toe ek Jesus se hart rondom dit sien en besef het dat ek sal moet begin om my hart te herkalibreer met Vadersin. Nou ek wil vir jy net so, ek wil amper sê, ek dink die agtergrond gee, want 'n ou besef, jy sukkel om lief te hê, en jy kyk na allerlei ander verskonings, is einde van die jaar, en jy's moeg, en dan gaan jy lekker vakansie, en jy kom terug, en jy besef maar, niks het eintlik verander nie. En dan besef jy maar, daar's in jouself iets fout. En ek wil so 'n tree terug gee om te kom by wat ek dink fout was, en dan vir jy sê hoe ek dink ons moet herkalibreer, maar ek sê eers wat vanoggend vir jy wil sê, wat dit betref is ek 'n totale work in progress. Inteendeel, dis 'n proses wat ek gehoop het ek net so onder die radar kan invlieg in my lewe, maar klaarblyklik nie. So ek het groot geword met die idee dat God het 'n stel of 'n klompie reëls wat hy wil hê ons moet nakom, en sover as wat ek hierdie reëls nakom, is ek en die Here okay. En as ek nou praat van okay, dan praat ek nou nie van hemel en hel okay nie, dan praat ek van lekker gaan slaap in die aande met 'n skoon gewete okay. En godsdiens vir my essensieel was gewees, ek moet seker maak dat ek en God okay is, dat hy my gebede hoor en selfs so nou en dan verhoor. So, dit was vir my altyd so 'n geval van, ek wil die kombinasie van God se pinnommer uitfigure. En dit het meestal gehandel rondom reëls en die nakoming van reëls. Want jy sien, as jy, ek gaan net hierdie kateder gou so bietjie skei, want ek trap die hele tyd hier op 'n ding agter hom. Jy sien, en die simptome van so 'n lewe is gewoonlik dat jy voortdurend besig is met vrae soos, ek wonder of sonde is. Ek wonder of daar iets verkeerd is met, en julle kan self vir julle die spasies voltooi. Dis tipies simptome, en jy sien as jy probeer die hele tyd daai reëls uitfigure, want as jy nou enigstens soos ek is, die oomblik as jy die reël weet, dan kan jy begin werk aan die loophole, en jy kan begin skaaf aan die uitsondering op die reël. En dan op die ou end is jy in so 'n situasie waar jy wil altyd kyk hoe naby kan jy aan sonde kom sonder om te sondig. Jy wil altyd kyk, is daar nie 'n manier waarop jy tog kan kry wat jy wil hê sonder om die Here te veel te ontstel nie.
En baie van julle sit dalk vanoggend hierso en julle identifiseer met dit en julle mag dalk vra, maar Stefan, is daar regtig 'n ander alternatief? Is dit nie maar wat godsdiens is nie? Wat is fout daarmee? En kom ek sê vir wat ek dink fout is daarmee. Buiten miskien jou verhouding met jou hond, watter ander verhouding meet jy aan gehoorsaamheid in jou lewe? Niemand van julle sit hier en dink, ek het so 'n fantastiese huwelik. Want my man doen alles wat ek vir hom sê. Hy's absoluut gehoorsaam. Jy dink dit miskien, maar jy gaan dit nooit sê nie. Niemand van julle sê, ek het so 'n fantastiese man, want hy's absoluut gehoorsaam. Hy doen alles wat ek sê nie. Ons meet net nie die verhoudings in ons lewe aan gehoorsaamheid nie. Selfs nie ons verhouding met ons kinders meet ons daar nie. Die van u wat 'n wonderlike verhouding met die kind het, sê definitief nie jy het 'n wonderlike verhouding omdat jou kind absoluut gehoorsaam is nie. Ons ervaring het vir ons geleer dat gesonde verhoudings gaan oor soveel meer as net gehoorsaamheid. Maar tog, as ons baie keer aan ons verhouding met die Here dink, dan wil ons dit reduseer tot, daar is 'n God daar ergens in die hemel, en hy het 'n klomp reëls, en solank as wat ek sy reëls nakom, is ons okay. En dis redelik waar dit begin, en dis redelik waar dit eindig. Maar die beste verhoudings in jou lewe, meet jy nie aan gehoorsaamheid nie. Die tweede ding wat ek dink verkeerd is daarmee, is dat dis teenstrydig met wat Jesus se weergawe was van godsdiens. En u mag dalk nou vra, maar wat was Jesus se weergawe? Weet jy, Jesus het eintlik vir ons 'n verskriklike eenvoudige weergawe gegee. En ek gaan vir julle al die skrifte wat ek wys op die bord sit. Matteus 22 in die Message. Er staan daar van vers 34 tot 40. When the Pharisees heard how he had bested the Sadducees, they gathered their forces for an assault. One of their religion scholars spoke for them, posing a question they hoped would show him up. Teacher, which command in God's law is the most important? Jesus said, love the Lord your God with all your passion and prayer and intelligence. This is the most important, the first on any list. But there's a second to set alongside it, op gelyke vlak. Love others as well as you love yourself. These two commands are pegs. Dis letterlik wasgoedpennetjies. Dit hang daaraan. These two commands are pegs. Everything in God's law and the prophets hangs from them. Jesus het vir die Fariseërs en die Sadduseërs gesê, godsdiens is geneig om altyd vertikaal te neig. Ek wil hê julle moet horisontaal neig. En die rede waarom Jesus dit gesê het, is omdat Jesus geweet het dat elke liewe mens wat ons gedurende ons lewe in die oë gaan kyk, is iemand vir wie hy gesterf het. Maar ons is sy liggaam, en daarom het hy ons nodig om dit vir daai mense te gaan wys. En weet jy, ek het net besef in myself dat die ou van wie ek die minste hou, my advokaat en sy advokaat voor die Vader, is presies dieselfde mens. En ek het besef dat toe Jesus met sy groot genade en sy onvoorwaardelike liefde homself aan die kruis gaan offer het ek in wese my reg verloor om enige mens sleg te behandel. Op daai oomblik toe Jesus aan die kruis was, het ek my reg verloor, want dieselfde mens na wie ek kyk vir vergifnis, dieselfde mens het ook vir hulle sondes gesterf. En wat Jesus in daai skrif van Matteus vir die Fariseërs en die Sadduseërs gesê het, is dis die manier waarop jy die jy langs jou hanteer, wat die grootste invloed op jou verhouding met die Vader het. Dis die manier waarop jy die jy langs jou hanteer. En skielik het Jesus met daai eenvoudige stelling, het Jesus die hele misterie van sonde kom wegneem. Al die reëls wat ons so probeer uitfigure. Want alles dit, deur te sê, dis die pegs waaraan
waaraan al die gebooie en al die wette hang, het Jesus eintlik dit 'n baie eenvoudige, maar tog baie ongemaklike vraag gemaak. En dit is, wat verwag liefde van jou? In enige situasie, wat verwag liefde van jou? Skielik is die misterie weg, en as jy gaan kyk na die Nuwe Testament, en die Nuwe Testament opdragte, man, jy moet jou vrou lief hê, mevrou, jy moet jou man eer, kinders, julle, al die Nuwe Testament opdragte, as jy mooi daarna gaan kyk, is dit in wese 'n manifestasie van die antwoord van die vraag, wat verwag liefde van jou? So Jesus het gekom en hy het dit so eenvoudig gemaak. Wat verwag liefde van jou? Maar ek wil vir u waarsku, Jesus se weg, Jesus se weg van liefde, miskien in 'n mate selfs nie weg van die reëls, maar Jesus se weg van liefde, skep twee probleme. Nommer 1, dis totaal teenstrydig na waarna ons streef. Want met reëls streef ons na 'n tipe godsdienst wat ons kan beheer. Reëls gee vir ons in 'n mate beheer. Maar die vraag, wat verwag liefde van jou, neem jou beheer totaal weg. En die tweede ding is, ek het nou gesê, dis baie meer eenvoudig as 'n klomp reëls. Wat verwag liefde van jou? Dis baie meer eenvoudig, maar dis baie meer veeleisend. Want daar is nie loopholes nie, en daar is nie ompaaie nie. Want in elke situasie is die vraag wat liefde van jou verwag eintlik baie duidelik. En ek het dit eerstens ervaar, ek kom nou terug van vakansie af, is vroeg in Januarie, en ek is nou daar waar ek vir die Here vra, Here, help my om beter lief te hê, en wat verwag liefde van my, en ek parkeer nou 'n hele entjie van my kantoor af, en ek stap eendag terug van my kar af kantoor toe, en dis hier op die middag, en is warm, en ek het 'n pak klere, en hierdie ou swaar hoftas, en ek sien daar het 'n tannie haar kar in die sloot gery. Nou het sy daar 2 car watches wat besig is om vir haar te verduidelik, en sy ref, die kar in sy ref, maar hulle kom nie uit die sloot uit, en nou wil ek eers verbystap, en is hom nou aan die ander kant van die pad, en ek kan nou maak of hulle my nie sien nie, en ek besef, nee, wat verwag liefde van jou? En ek kom daar by die tannie, en ek sê vir hom, maar, kan ek haar dalk help om haar kar uit te kry? Nou, die kar is aan, en sy het hom nou net geref, en ek besef, maar die tannie gaan net uitklim, en ek dink, hy gaan uitspring, en sy klim net uit, en die kar bly idle, en ek besef, okay, so die kar was net nie in rad nie, dis dalk al 'n probleem wat daar was, maar so klim ek in, en ek kan nie lekker inkom agter die stuurwiel, want die tannie sit op die stuurwiel, en ek probeer die sitplek skuif, maar dit is so ou karretjie, en die sitplek sit vas, hy kan nie meer skuif nie, so ek wurm myself nou daarin, en ek trek die kar uit die sloot uit, nou sien ek maar die tannie het op 'n rooi streep ook nog gestaan, en toe ek uitklim, toe is die tannie se eerste woorde aan my, het jy nou my sitplek geskuif? En ek dink, okay, ek gaan maak of ek dit nie gehoor het nie, en ek sê, nee tannie, ek het nie tannie se sitplek geskuif nie, ek kon hom inteendeel nie skuif nie, en ek dink toe, maar ek moet nou net vir die tannie wys daarop, sy is nou op 'n rooi streep, sy moet toch nou net hier parkeer hê, want dan gaan sy nou nog 'n kaartjie kry, en ek sê, tannie moet nou net hier staan nie, want dis 'n rooi streep, sy sê, ja, ek kan sien dis 'n rooi streep, en ek het al weggestap, en gedink, die Here gaan dit nie maklik maak nie, maar, die pad van liefde is baie eenvoudig, maar dis baie meer veeleisend as 'n klomp reëls. En kom ek sê vir julle wat die gevaar van reëls is, uit my eie lewe uit, en dis hoekom ek daar begin het om uiteindelik uit te kom by hoe ons mense hanteer. Ek is relatief goed daarin om goed te wees. Ek is relatief goed daarin om goed te wees, om mooi te lewe en goed te lewe. Maar die probleem daarmee is, dat dit mense is geneig om baie judgmental, wat krities te raak, as jy goed te staan om goed te wees. En in die proses ontwikkel jy allerlei byvoeglike naamwoorde vir almal rondom jou. Dis ryk mense en dis slegte mense, en dis arme mense en dis goeie mense, en dis my tipe mense en dis nie my tipe mense nie, en dis mense wat op die verkeerde pad is, en dis mense wat van die pad af is,
Jy het op die einde vir almal byvoeglike naamwoorde rondom jou. Weet jy wat die probleem van byvoeglike naamwoorde is byvoeglike naamwoorde beïnvloed jou emosies. En later syfer dit stadig af tot in jou hart. En dan begin dit die manier waarop jy mense hanteer beïnvloed. En voor jy jou kom kry, is jy lelik met mense. Voor jy jou kom kry, het jy hulle begin hanteer ooreenkomstig jou byvoeglike naamwoorde. En weet jy wat het ek gesien, is dat ek het net soos die Fariseërs geraak. Wat gedink het dat omdat ek 'n spul reëls nakom, en omdat ek okay is met die Here, kan ek mense hanteer soos ek wil. En ek het vir net gesê, ek het geskrik. Ons hanteer nie net mense soos ons wil nie, ons gebruik selfs reëls partykeer om hulle seer te maak. En ek het geskrik toe ek gesien het wat Jesus se reaksie in Markus 3 was. Toe die Fariseërs hom wil stop om 'n man wat 'n gebreklike hand gehad het op die Sabbat te genees. Weet jy wat Jesus se reaksie was? Jesus het kwaad geword. Jesus het kwaad geword. As jy Markus 3 gaan lees, en ons gaan nou nie vandag albei uitkom, ons tyd is net te min. Maar dan sit daai Engelse woordjie wrath, die gramskap van Jesus. Jesus het kwaad geword vir die Fariseërs. Want Jesus het gesien dat die Fariseërs probeer 'n weergawe van godsdienst beoefen wat hulle verantwoordelik hou teenoor God, maar nie verantwoordelik teenoor mense nie en hoe hulle mense hanteer nie. En daardeur het die Fariseërs 'n tipe godsdienst probeer beoefen waar hulle vir God na waarde ag sonder om dit wat vir God waardevol is te erken. Hulle het vir God probeer prioritiseer, maar hulle het dit wat vir God 'n prioriteit was, totaal geïgnoreer. En dit het vir Jesus kwaad gemaak. En weet jy, as jy mooi daaraan dink, as jy ergens in jou lewe al 'n slegte kerkervaring gehad het jy 10-1 teen dit gebots. Jy het gebots teen mense wat baie godsdienstig is, en wat al die reëls nakom, maar wat jou seer gemaak het, en wat dan net aangegaan het, asof daar niks fout was nie, en iets in jou het gesê, hey, daar's fout met hierdie prentjie, dit kan nie reg wees nie, en weet jy wat dit is nie, in daai oomblik waar jy dit ervaar, wil ek vir jou sê, het Jesus met jou saamgestem, en as jy mooi daaraan dink, hoe gaan jy voel teenoor iemand vir wie jy lief is, seer maak, en dan teenoor jou wil maak asof daar niks verkeerd is nie. As iemand jou broer of jou suster, wat nog te sê jou kind, seer maak, en dan by jou kom en vir jou wil maak asof daar niks fout is met julle verhouding. Hy kan vir jou hoeveel lof gee, hy kan vir jou hoeveel komplimente gee, dit gaan vir jou niks beteken, as hy iemand seer gemaak het, wat vir jou lief is en wat naby aan jou is nie. En dis wat die Fariseërs probeer doen het. Dis wat hulle probeer doen het, en ek dink as ons 'n godsdienst wil probeer beoefen, waar ons dink, ons is verantwoordelik vir hoe ons teenoor die Vader optree, maar ons is nie verantwoordelik vir hoe ons teenoor sy mense optree, vir wie hy lief is nie, dan bluf ons onsself. En ek dink behalwe dat ons onsself bluf, mis ons die Here se hart. Ek dink ons mis sy hart, en ek dink ons mis sy wil, en dis wat my laat skrik het. Ek het besef, ek is so verskriklik goed, maar ek dink ek is besig om die Here se hart en sy wil te mis. En ek het besluit om my hart te herkalibreer op dit. En vir Vader gevra, maar wys vir my jou hart. Nou, Jesus het gesê, as julle my gesien het, het julle hom gesien. So as ek die Here se wil soek, dan gaan kyk ek altyd na Jesus. En ek probeer kyk, wat het hy gedoen, en hoe het hy dit hanteer. En ek wil vir sê, as ek na Jesus se lewe gaan kyk, dan sien ek twee goed. Jesus het 'n manier gehad om te hou van mense wat totaal van hom verskil het, en wat totaal anders was as hy. En op 'n manier het daai mense van hom gehou. Dit is die een ding van Jesus se lewe wat my opval op aarde, en die ander ding is, Jesus het omtrent altyd 'n skare om hom gehad. As jy gaan Markus gaan lees, is daar in omtrent elke hoofstuk 'n verwysing na die skare rondom Jesus. Daar was die hele tyd 'n klomp mense om hom.
En ons is Jesus se liggaam. Die kerk is sy liggaam. So dit wat waar was van hom, is veronderstel om waar te wees van ons. Ons moet in 'n gemeenskap wees waar mense sê, ons stem nie altyd saam met wat julle glo nie, en ons stem nie noodwendig saam met hoe julle dinge doen nie, maar ons is bly julle is hierso. Ons is so bly julle is in ons gemeenskap. Ons is veronderstel om die mees likable mense in die distrik te wees. En want dis wat waar was van Jesus, en ek dink dis ons uitdaging. En as jy gaan kyk na Jesus, en ons gaan nou by ons hoofskrif stil staan, maar as jy gaan kyk hoe het Jesus het reg gekry, was die een ding wat ek in sy lewe gesien het, is dat hy nie byvoeglike naamwoorde vir mense gehad het nie. En daar's een spesifieke gedeelte waar Jesus sy kultuur en sy gemeenskap wou losmaak van hulle byvoeglike naamwoorde. En hy het dit gedoen met stories. So ons gaan nou Lukas 15 doen, en ek gaan redelik rondom bond, so jy kan liewers op die bord volg. Maar Jesus het oude gewoonte skare mense rondom hom. En daar in die heel eerste vers staan daar, tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus. Nou die tax collectors en sinners is byvoeglike naamwoorde van daai tyd en van daai kultuur. Dit was die labels in die kategorieë, nogal interessant, hulle het vir die tax collectors 'n aparte kategorie gehad. Hulle wou nie die ander sinners afronteer nie, so hulle tax collectors en sinners. Maar, volgende vers, this made the Pharisees, want hulle was ook oral, hulle wou die hele tyd vir Jesus uitvang. This made the Pharisees and teachers of religion law complain that he was associating with such sinful people, even eating with them. Jesus het geweet, beide hierdie groepe in sy gehoor, het verkeerde byvoeglike naamwoorde vir mekaar. En hulle het gedink in terme van goeie mense en slegte mense, aanvaarbare mense en onaanvaarbare mense, seremonieel rein mense, seremonieel onrein mense. En Jesus wou vir daai kultuur van sy dag wys en leer hoe Vader na mense kyk, sonder byvoeglike naamwoorde. En soos ek sê, hy leer vir hulle die les aan die hand van 3 stories. 2 oor verlore goedere, en 1 oor 'n pa met 'n rebelse seun. En Jesus is die meesterstorieverteller. Hy begin vers 3, so Jesus told them this story. If a man has 100 sheep, and one of them gets lost, what will he do? Nou, net daar het Jesus almal in sy gehoor se aandag. Al die manne weet presies waarvan hy praat. Want in die kultuur van die dag het almal skape gehad. So die oomblik toe hy hierdie vraag vra, toe het hy almal se aandag en almal volg hom. Hulle stem nie noodwendig met hom saam nie, maar hulle volg hom. Dan sê hy, won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? En weer eens, almal se antwoord is dieselfde. Van die sondaars, belastinggaarders, almal se antwoord is dieselfde, want in hulle kultuur, en ons verstaan dit, ons het eenvoudig die uitgangspunt, ek het nog 99, so ek gaan aan vergeet van die 1. In hulle kultuur was die antwoord by almal presies dieselfde. Dis presies wat hy doen. Hy los die 99 en hy gaan na die 1 aan. En Jesus gaan aan, want hy het hulle almal aan boord en hy sê, and when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulders. When he arrives, he will call together his friends and neighbors, saying, rejoice with me, because I have found my lost sheep. Nou, Jesus het dalk so bietjie oordryf. Jy gaan bly wees, maar rejoice, en roep jou vriende. Jesus het dalk so bietjie oordryf in sy storie, want dit is 'n storie wat hy vertel. Maar Jesus wil 'n baie belangrike punt illustreer, en dit is, as jy iets van waarde verloor, dan help die feit dat jy nog 'n ander klomp goed van waarde het wat nie verlore is nie. Help nie veel nie. En daarom sal jy tydelik selfs dit wat jy het wat nog van waarde is los, om dit te gaan soek wat verlore is. En as ons dit miskien na ons toe wil terugbring, dit help niks as jy jou trouring of jou verlovering verloor, en jy bel jou man en sê, liefie, ek het my trouring verloor, maar ek het dan nog my selfoon.
dit wat jy het, wat nog van waarde is, help nie in daai oomblik veel, as jy iets van waarde verloor nie. Ek kan onthou, toe ek nou aan die ding dink, toe ons jongste so 3 jaar oud was, het ons 1 Desember vakansie daar by Plettenberg Baai vakansie gehou. Nou julle kan min of meer dink hoe lyk 'n Plettenberg Baai strand op 'n Desember vakansie. En ek is met die 3 kinders alleen see toe of strand toe die dag en Liesel het by die kampterrein gebly. En toe gebeur een van daai verskriklike situasies nou waar ons 3-jarige vir 'n oomblik net weg is. En dis van daai waar een oomblik staan sy nog langs jou en die volgende oomblik is sy net weg. En julle almal ken die situasie, julle almal weet hoe speel dit begin gewoonlik rustig, Bia, en tot op 'n punt waar jy net totaal beheer verloor en begin rondhardloop. En as ek in daai oomblik my vrou moes bel en sê, liefie, ek het vir Bia verloor, maar ek het hom nog vir Tiaan en Janey, so dit absoluut niks gehelp het nie. In daai oomblik het ek eintlik geen idee gehad waar die ander 2 was nie. Hulle was eintlik ook verlore op daai stadium, want ek het gefokus op dit wat weg was. En die punt wat Jesus hier wou maak is, as iets van waarde weg is, op daai oomblik help dit van waarde wat jy het, wat nie weg is nie, nie veel nie. En Jesus gaan aan met sy verhaal, want almal stem saam, en hy sê, in the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. En die Fariseërs, kan ek weet het op baie stadium gedink, omdat hulle die reëls nakom en dink hulle is okay met God, het op daai stadium gedink, wow, Here, wil jy vir my sê, dat hierdie ouens, wat ek nie eens in my huis sal toelaat nie, dat hulle oor gerejoice gaan word. En Jesus gaan aan, want hy het hulle aandag en hy is besig om 'n punt te maak. Hierdie keer praat hy van verlore muntstukke. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Jesus is net so goed. Ek wil nou trek hy die vrouens in sy skare, trek hy in sy verhaal in. En hierdie muntstukke kan 'n paar goed beteken. Daar's 'n klomp verklaringe daarvoor, maar die een wat my opgeval het is, hulle sê dat die paas het vir hulle dogters 'n tipe bruidskat, nie 'n bruidskat, 'n tipe skat of 'n geskenk gegee. En gewoonlik was dit 10 silwer muntstukke. En dit was amper half veronderstel om 'n tipe aas te wees vir jou man. Dit was iets langs die lyne van, as jy met my trou, kom dit saam. So dit is min of meer die waarde daaraan, of waar die waardepunt daarvan gekom het, maar wat ook al die verklaring is, ons weet, hierdie muntstukke is vir die vrou verskriklik belangrik. En dan gaan aan, or suppose a woman has 10 silver coins and loses one, won't she light the lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it? En op daai stadium is alle vrouens en alle mans wat al vir hulle dogters so geskenk gegee het is aan boord, en hulle sê, verseker is dit wat jy doen. Verseker is dit, want dit is so belangrik, jy gaan nie uit die huis uit sonder dit nie. En Jesus gaan aan, and when she finds it, she will call in her friends and neighbors and say, rejoice with me, because I have found my lost coin. In the same way, there is joy in the presence of God's angels when even one sinner repents. En weer eens, Jesus oordryf dalk 'n bietjie en daar's dalk so 'n bietjie hype, maar daar's 'n diep emosie aan iets van waarde verloor en dit terugkry. Daar's 'n emosie en 'n waarde daaraan wat jy nie gehad het voor die tyd nie. As jy, soos jy nou daar sit, het jy geen emosie aan jou beursie nie. Maar as jy hom gaan verloor en hom dan terugkry, gaan daai beursie skielik vir jou ander waarde hê. En dis 'n kragtige emosie van iets verloor en dit terugkry. En Jesus probeer indryf op daai emosie. En Jesus gaan aan en hy begin met sy laaste deel, want nou het hy sy skare se aandag net soos wat hy ons aandag het. En Jesus begin met sy storie oor die pa en die rebelse seun. En dis 'n verhaal wat julle almal baie goed ken. 'n Pa het 2 seuns en die jongste seun kom na hom toe en sê, pa,
As jy die dag doodgaan, dan kry ek die helfte van alles, maar dit voel of jy vir ewig gaan lewe. En teen die tyd dat jy doodgaan, gaan ek so oud wees, dat ek in elk geval dit nie eers meer kan gaan gebruik wat ek gaan kry nie. So pa, kom ons maak nou asof jy dood is, sodat ek my helfte nou kan kry. En veronderstel jou kind kom na jou toe, en sê vir jou, pa, baie dankie vir my universiteitsopleiding, dalk het jy 'n karretjie, pa, baie dankie vir my karretjie, dankie vir alles, maar nou, ek soek nou die regte goed. Ek soek nou die helfte van die besigheid. Pa en ma, verkoop die huis, gaan hier ergens, ek soek die helfte van die huis, en ek soek dit nou. Wat gaan jou ervaring en jou emosie teenoor jou kind wees? Wat gaan dit vir jou sê van jou kind? Dit gaan presies dieselfde sê, as wat die verhaal van die verlore seun gesê het. Dit gaan sê dat die verhouding is gone. En weet jy, toe hierdie gesprek plaasgevind het, tussen die pa en die verlore seun, was hulle verhouding gone gewees. En die pa het dit geweet. Die pa het dit geweet, en weet jy, dit is die ongelooflike deel van daai verhaal vir my. Die pa het geweet die verhouding is gebroken. Hoe hierdie gesprek tussen die pa en die jongste seun, dink ek was maar net 'n uiteinde van 'n klomp gesprekke. In ons tyd, dit was die uiteinde van die kind wat net nie die oorfone uit sy ore uit wil haal nie. Dis die kind wat net nie meer deelneem aan die gesprekke by die etenstafel nie. Dis die kind wat fisies nog daar is, maar verhoudingsgewys lankal weg is. En die pa het dit geweet. En dis die ongelooflike deel. Die pa besluit om die verhouding terug te kry, is vir hom so belangrik, dat hy gaan die weg kies wat moontlik die enigste weg is om dit te doen. En dit is, hy gaan sy weg gaan finansier. Hy gaan hom finansier om weg te gaan. En weet jy moet baie mooi verstaan wat hierdie storie vir Jesus se skare gesê het. Dit het vir die skare gesê, dat hierdie pa het die seun liewer, as wat hy sy eie reputasie het. Want in die kultuur van die tyd, het hierdie skare, hierdie pa opgesom as 'n fool. Want weet jy wat, in die kultuur van die tyd, moet die Levitikus gaan lees, waar daar gesê is, stenig die rebelse kind. Dit is wat veronderstel was om te gebeur hierso. Maar die verhouding en om die konneksie reg te maak, is vir hierdie pa so belangrik. Dis vir hom belangriker as sy eie reputasie. So die verhaal gaan aan, die seun pak sy goedjies, groet vir ma en pa, effens ongemaklik. Ouer broer is nêrens te sien nie, hy 10-1 om vir vies en geloop. En die jongste seun gaan weg. Vandag se terme kry vir hom 'n woonstel ergens, kry 'n nuwe kar, and he's living the life. En die tyd gaan verby, en op 'n dag word hy oorweldig met die besef dat hy disconnected is. En hy begin wonder, hy mis die huis, maar hy dink nie die huis mis hom nie. En dis waarom hy besluit, as hy teruggaan, gaan hy nie sy posisie as seun kan terughuis nie. So wat hy gaan doen, is hy gaan vir sy pa vra of hy dalk 'n diensknegt kan wees. En ons stel die verhaal op, when he finally came to his senses, he said to himself, "At home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger. I will go home to my father and say, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hired servant." Hy mis die huis, maar hy dink nie die huis mis hom nie. En weet jy, in Jesus se gehoor sit daar mense soos ek en u vanoggend, wat miskien ver van die Here af voel, wat ook al dit mag beteken, en wat disconnected voel, en wat nie meer ver van die Here af wil wees nie, want ons mis hom.
Ons mis dit. Maar ons is nie heeltemal seker of dit ons mis nie. En op die stadium, onthou Jesus se gehoor weet nie waar hy in die storie op pad is nie. Dink ek as jy 'n opname gedoen het onder die gehoor, en veral onder die Fariseërs, sou hulle gesê het, die vader mis nie die seun nie. Die vader is disgusted met die seun. Hy's gewaag deur hom. Jy kan nou dink, hoe die seun het vir hom gesê, pa, kan ons nie maak of jy dood is nie. Die seun het die helfte van sy pa se rykdom, en moontlik is dit rykdom wat oor generasies opgebou is, hy het daai generasie se rykdom weggemos. Maar julle weet hoe die storie verder gaan. Die seun vat 'n kans en hy staan op. En hy gaan terug en weet jy wat volgende gebeur? Gebruik Jesus om die kultuur se byvoeglike naamwoorde vir mense uit die water uit te blaas. Jesus gaan aan, so he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming, filled with, en daar vul die kultuur byvoeglike naamwoorde in, filled with disgust, vol gewag, dalk vol van vernedering. Jesus sê, filled with love and compassion. En ek kan vir julle sê, op daai stadium met Jesus se skare gesnak na hulle asem. Want geen pa sal dit doen nie. Ek dink daar het 'n paar mense gesit en gedink, Jesus, het jy vergeet wat in jou eie storie gebeur het? Geen pa sal dit doen nie. Maar weet jy wat, dis juist die punt. Dis die punt wat Jesus wou maak. Julle is heeltemal reg, geen pa sal dit doen nie. Maar hierdie pa kyk nie na mense met byvoeglike naamwoorde nie. En Jesus gaan aan, he ran to his son, embraced him and kissed him. En weet jy, op daai stadium dink ek het daar 'n klomp mense gesit wat gesê het, Jesus wag, time out. Hoekom het die pa nie agter hom aangehardloop toe hy gegaan het nie? Hoekom het die pa nie toe agter hom aangehardloop en hom om die nek gegryp en gesê, wag, moenie weggaan nie. Hoekom nou? Want die verhouding was vir die pa belangriker as om sy seun fisies daar te hê. Dit het nie vir die pa gegaan oor die seun se fisiese teenwoordigheid nie. Dit het vir hom oor die verhouding gegaan. En hy wou die verhouding herstel gehad het. Daar was 'n disconnect. En God het met sy hele hart begeer dat die konneksie herstel word. En toe daar 'n teken is dat die konneksie herstel word, toe daar 'n teken is dat die seun terugkom om die verhouding te herstel, het die pa hom tegemoet gehardloop. Want dit was sy grootste begeerte, om die verhouding te herstel. En die verhaal gaan aan, die seun sê vir sy pa, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. And dan sê hy, but his father said to his servants, quick, bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring on his finger. Die seun sê vir die pa, ek het opsetlik gesondig. Hy sê, pa, I have sinned against both you. Die seun sê vir die pa, dit wat ek gedoen het, het ek met opset gedoen. Ek het dit beplan. Die pa sê vir hom, dit maak nie saak nie. Jy is nou met opset terug. Jy het beplan om terug te kom. Kom ons gaan aan. En hy sê, get a ring on his finger. Hy herstel onmiddellik sy seunskap, and sandals on his feet, and kill the calf we have been fattening. We must celebrate with a feast. En nou wys Jesus vir ons hoe die Vader na mense kyk. Sonder byvoeglike naamwoorde op die volgende manier. As Vader na mense kyk, sien hy, for this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he is found. So the party began. Vader kyk nie na mense met byvoeglike naamwoorde nie. Hy sien mense wat disconnected is,
en hy sien mense wat connected is. En sy hartsbegeerte is om die disconnected te herstel. En dis hoe hy na jou kyk, na jou kyk, na jou kyk en na my kyk. En daar's baie maniere om na ons te kyk, daar's baie maniere om na my te kyk, en daar's baie maniere om, baie byvoeglike naamwoorde om my te beskryf, en meeste van hulle gaan waarskynlik reg wees. En daar's baie maniere om na die mense om ons te kyk, en baie byvoeglike naamwoorde om hulle te beskryf. En meeste van dit gaan waarskynlik reg wees. Maar Vader sien connected, en hy sien disconnected. En hy sê die passie wat vir Jesus aarde toe gebring het, en die passie wat vir hom aan hy kruis laat hang het, is die passie om die disconnected te connect. En weet jy, ons moet ons harte herkalibreer met dit. En ek het sommer toe ek sit en voorbereid, sit en dink ek, het jy al ooit iets na waarde verloor, en dan soek jy alleen? Dis of die mense om jou net nie omgee nie. Daai wat jy jou karsleutels verloor, en jy is die enigste een wat soek. Almal rondom jou gaan net aan met hulle party, en met hulle, ons moet nie dit met Vader doen nie. Ons moet versigtig wees, om vir hom alleen te laat soek. En ons moet nie so tevrede raak met wie by die huis is, dat ons kommer verloor. Vir hulle wat nie is nie. So, ek weet nie wat God se pinnommer is nie. Maar wat ek weet is, dis nie 'n klomp reëls wat nagekom moet word nie. En ek is uitgedaag om my hart te herkalibreer met syne. Want ek het 'n idee, sy pinnommer is hy een wat verlore is. Ekskuus. Ek wil ook 'n hart hê, van die 99 los en een gaan soek. En ek wil ook 'n hart hê, wat weier om uit te gaan, voor ek dit gekry het, wat weg is nie. En ek wil ook 'n hart hê, wat 'n party gooi, vir die een wat dit die minste verdien. En ek dink as ons harte daarmee kalibreer, gaan ons baie naby aan God se pinnommer wees. Vader, ja, 'n boodskap soos hierdie val op soveel verskillende plekke, Here. Here, want ek het vanuit my perspektief dit gebring, maar hier sit ook vanoggend 'n klomp wat disconnected is, Here. En wat die huis mis, en wonder of die huis hulle mis. En Vader, ek sê vir u verskriklik dankie vanoggend Vader, vir u hart, wat net 'n aanduidingkie soek, dat die verhouding herstel kan word, wat net 'n aanduidingkie soek, dat ons die koneksie wil herstel, en ons dan tegemoet hardloop. Jesus, dankie vir u passie, vir die disconnected. Here, dankie dat u uitgehang het met mense wat ver was van Vader, juis omdat hulle ver was van Vader. En Vader, ek wil vanoggend vir soverre daar nog mense is wat met my identifiseer, net weer kom bely en sê, Here, help ons om beter lief te hê. Here,
ons kan dit nie eens doen nie. En ons het daarom nodig, Vader, dat U ons sal vul met U liefde. Genoeg dat dit sal oorloop op die mense rondom ons. Vader, breek ons harte vir dit wat U sin breek. Vader, en dankie dat ons U kind mag wees. Ons loof U daarvoor, Here. Ons loof U in Jesus naam.